Welkom terug by In die Skrams episode 3 waar ons hier by Outeniqua Hoërskool kuier vanoggend. En nou gesels ons met van die spelers wat hierdie jaar gaan uitdraf by die senior vlak rugby. Ons sit met Matthew Prins en Gerrit Jansen van Rensburg. Môre manne. Ekskuus dat ons julle nou uit die skool uit vat vanoggend, maar dit is daarom net vir 'n kort rukkie, ons wil graag julle beter leer ken. Matthew, kom ons begin by jou. Gee ons net so 'n bietjie van 'n agtergrond van jou Outeniqua of jou hoërskoolloopbaan en jou rugbyloopbaan in kort. Ja, maar almal, ek is Matthew Prins. Ek is nou van 2022 uit by Outeniqua gesluit en ek is my finale jaar nou en ek is nog al die jare by Outeniqua bly in George. En die rugby? Die rugby, dis baie goed hierso. Ek het baie spelers ontwikkel toe ek hier aankom. Ek dink as ek nou moet terugdink van nou was in graad 8 my rugby spel en hoe ek nou is ek baie dankbaar vir Outeniqua se rugbyprogram en hulle spelers ontwikkel. Gerrit? Ek is junior in die rugby span. Ek het laas jaar kwartaal 3 in Outeniqua aangekom. Ek was voorheen in Pelgrim, maar ek is baie nie trots op wat ek kan sê. Die manier hoe ons oefen in Pelgrim en hier oefen is op dieselfde standaard. So daar is nie van Pelgrim is beter of Outeniqua is beter, dit is net wie opdag op die dag. So daar's geen game wat voorlê vir ons wat ons kan sê, ja, dis definitief dat ons al verloor het. So ons is reg met die jaar. Matthew, van my kant, wat beteken dit vir julle? Jy's nou nie in die skool, so jy sal nog nie heeltemal hierdie antwoord kan gee nie, maar wat beteken dit vir jou om die Outeniqua embleem op jou bors te dra in die eerste span? Jy het nou al die eerste span verteenwoordig verlede jaar. Wat beteken dit vir jou as speler? Ek dink dis vir my is 'n groot eer. Want ek onthou ek is al van kleins af wil ek graag het, ek was met drome om eendag in graad 11 jaar die Swartrand te die first team te verteenwoordig en dis vir my is reg emosioneel as ek net daaraan dink as ek hier trou om my kop trek want dus daar's soveel geskiedenis wat daarin lê, daar's soveel mense wat daarin was wat nou ou legende is, so dis vir my reg 'n eer en ek spaar passievol daaroor want ek vat die ligte wat ek op die swart trui beteken vir my alles. Jy praat so van legendes wat die trui al voorheen gedra het en mense praat altyd van jy wil die trui op 'n beter plek los, né? Wie is die ouens waarna jy verwys as jy praat van legendes? Maar kyk op na ouens soos Manny Lebok, Larry Gerant en ouens wat nou recently so was in skool, Juan Swart, Camden Skuman en Tony Bruyne, hulle almal toe ons graad 8 was matrieks en hulle almal is nou in 'n professionele setup, so dis ouens waarna jy opkyk. Absoluut. Gerrit, aan jou kant, wat nou nie in die skool is, wat is jou dryf om daai eerste span trui oor jou kop te trek? Dis maar net, ek het my liefde vir rugby is net op 'n ander vlak wat my skoolwerk is, so. Ek sê, sal glo jy dat 'n skinde juffrou gaan 'n probleem daarmee hê, maar nietemin. Ek is baie opgewonde vir die rugby seisoen en ek het nou nie daai wat van graad 8 wat ek opkyk na die swart lyn nie, maar my opgewondenheid en ek sien bitterheid om vir die eerste span uit te draf hierdie jaar. Hoekom spesifiek Outeniqua? Wat maak Outeniqua anders as ander skole? Ons gaan nou nie vergelyk met Parel Gimnasium nie, maar hoekom spesifiek Outeniqua? Outeniqua het my baie ingetrek, soos hulle het vir my gesê, kom in, jy is welkom. Die kinders het vir my gesê, hierso is ek en Matthew het my in die rugby span getrek. Die kinders het nie my uitgesluit nie. Dit het gevoel toe ek hier inkom, toe voel ek's tuis en die kinders gee om oor en die onderwysers gee om jou. Dit het my hart sag gemaak in die skool. So ek wil net sê, as 'n loskop stit, né? Glo ek nie uit sy broodjies met jou pouse gedeel van die begin af. Nee. Matthew, jy is ook onderwyseer by die koshuis en ook in die leierskap van die rugby span. Hoe belangrik is dit om die jong, nuwe spelers in te trek van die begin af? Ek dink dis baie belangrik want jy sê vir hulle soos 'n eksempel hoe dit moet gedoen word sodat wanneer ons wegstap ons as seniors, dan weet jy dat die span, die skool is in 'n goeie plek. So dis belangrik om hulle van die begin af die regte manier te wys en vir hulle die tradisies en goed leer en hulle net welkom te laat voel wat hulle nie voel uit nie, maar hulle voel hulle is deel van 'n kwagga familie en dat hulle is in die generasie wat opkom, hulle is na ons so. Wat ons weet dat die skool en die span en alles is in 'n beter plek as elke dag. Gerrit, jy wat met nou nie instap, hoe ervaar jy dit van die seniors af? Ja, ek het net gesê, dit was my groot en die kinders het regtig met ingetrek en hulle het moeite gedoen. Voel soos huis. Ja.
Wat is julle doelwitte vir die seisoen as ons nou 'n bietjie begin rugby praat? Verlede jaar het julle 'n baie op en af seisoen gehad. Ek en Pierre was betrokke by van julle wedstryde, die een tussen Oudtshoorn en julle self hier op julle tuisveld en toe ook later die FNB Classic Clashes in Drosdai wedstryd wat julle hierso gespeel het wat 'n baie goeie wen was daarso op die ouende. Sê vir my op aan die kant van Drosdai, maar wat julle het vir Boland Landbou verlede jaar gewen wat 'n goeie wen was en soos mense kan so sê, dit was redelik op en af gewees. Wat is julle doelwitte vir hierdie seisoen wat voorlê? Ek sal sê definitief top 5. Ons moet hoog maak. As ons nie hoog maak, gaan ons nie hoog bereik nie. So dit is my groot doel. Jou kant Ek dink die belangrikste is om net consistent te bly. Game vir game te vat, nie kort op te raak en wat voor lê nie. Maar dit is op elke dag se doelwit te fokus, op die kort termyn doelwit te fokus. En dan die goal is om definitief om in top 5 om in top 5 te wees. En dis waar ons self met ons so hoë kwaliteit rugby skool. So ons wil onsself daar meet by die hoogste, so dink ook net om dit te bereik en dan net consistent te bly om te fokus op die nou en nie kort op te raak op wat gaan nog gebeur nie. En julle het nou 'n paar spelers verloor van verlede jaar af, soos byvoorbeeld Rashaan Damans wat nou NBI toe is. Julle het vir Keenan Miners verloor as ek reg is, wat ek nou aanbeweeg het na sy volgende stap toe. Wat is julle persoonlike doelwitte vir die seisoen wat voor lê? Met ander woorde, jou as speler, wat wil jy bereik? Ons weet nou van wat Outeniqua wil bereik, wat wil jy bereik en Gerrit jy ook? Ek dink vir my belangrik is dat ek wil net soveel as moontlik groei. Ek wil baie nog groei in my rugby spel, ek wil nog baie leer en dan wil ook net ek wil die try wat ek gaan speel, as ek vooruit om te begin en dan wil ek net die try in 'n beter plek te los. En ek wil kan terugkyk as ek volgende jaar moet terugkom om hierdie tyd en ek kan sê nee, ek het my alles gegee vir die try in die 2 jaar wat ek daar gedien het. So dis die belangrikste nou, wil ek wil net hê mense moet onthou vir wie ek reg was en wat ek vir die passie wat ek gewys het vir die try. Ek dink ek wil soos mense sê 'n legacy wil ek agterlos en dan wil ek definitief vir my span baie contribute, wil baie vir hulle dien en vir hulle wys dat ek sit 'n speler wat om myself gaan, maar 'n speler wat vir die span speel, wat vir my span dien. Ek het groot goals. Ek is nie in die skool, so ek moet eintlik myself bewys vir die skool, maar die mense weet nog nie eintlik wie ek is en nou is ek dalk hier in die span en dan sê hulle wie is die kind en dan speel ek lekker nie, so stres bietjie vir dit. Maar ek sal sê ek is nou graad 11 om my graad 11 loopbaan so vinnig as moontlik om op al die ander kinders se levels te kom. So om net goed te wees en om my dit reg voor te berei vir matriek en dan net die beste te gee vir my span. So ek dink die voordeel wat jy ook het Gerrit is nie net dat daai druk op jou skouers is van niemand ken jou. Ek dink dit is 'n voordeel ook want jy kan jou herdefinieer as 'n speler. Daar's geen verwagting op jou nie, jy kom en jy kom wys vir hulle nou wie jy is, né? Manne, ons kan nou nie verder uit die registerklasse hou nie, maar ons is baie dankbaar dat jy hier is. Ek dink Outeniqua rugby is op 'n baie gesonde plek, veral in die junior en senior vlakke. Ons sien uit om julle op die veld te sien. Gee net julle beste en mag dit seisoen wees met min beserings en geen beserings meer. Ek dink dis die belangrikste vir die afloop. Maar sterkte manne, skoolvlak en sportvlak en dan op persoonlike vlak. Ja, so Annerie, daai was nou baie lekker geselsie met die afrigters en die spelers. Lyk of hulle dinge in plek is. Ja, nee, verseker, Pierre, net om op die skoolgronde rond te loop van Outeniqua Hoërskool en aan die voet van die Outeniqua berge, dis 'n belewenis om hier te wees by so 'n topgehalte skool. Eerste keer dat ons by 'n hoërskool gesels en ek's opgewonde vir die seisoen. Ek dink daar is nog baie kragte in hierdie tuinroete wat ons gaan besoek en ek is opgewonde vir dit. Ja, absoluut. En as jy van hierdie video gehou het, gaan like die video, gaan deel die video met jou vriende daar by die huis en alle ander rugby liefhebbers en subscribe tot die kanaal. En verseker Pierre, soos jy ook sê, los 'n comment in ons comment seksie. Sê vir ons met wie ons moet gaan praat in die volgende episodes, of dit nou klubspanne is of dit skoolspanne is, tot laerskoolspanne Pierre. Ja. Ons sal almal huisves hier op in die skram. En dan natuurlik in die skram Pierre, waar ons die storie agter die spelers en die afrigters vertel en dan ook die passie van Suidweselike Distrikte Rugby.